Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Woensdag, die 29ste April 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Luister baie mooi wat sê hierdie vers. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Dan kom ons by Johannes 3 vers 22 tot 36, waar Johannes die doper sy getuienis gee. En hy was besig gewees om te doop. En so was Jesus ook besig om te doop, daar by Enon naby Salem. Omdat daar baie water was, sê die woord, want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerp nie. Daar het toe van die kant van die disippels van Johannes 'n redenasie met die Jode ontstaan oor die reiniging. En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat saam met u oorkant die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, hy doop, en almal gaan na hom toe. Johannes antwoord en sê, 'n mens kan niks aanneem, as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Sien, toe Johannes die doper begin het met sy woorde, toe hy begin het met die doop, die doel waarvoor hy gebore was, die doel waarvoor hy gestuur was, om die pad gereed te maak vir Christus. Hy moes die mense doop tot bekering van sonde, die hele Jordaanstreek, die hele Judea, het hy die mense gedoop, en so het hy in daai tydperk wat hy geleef het, daai paar jaar, mense gedoop tot bekering van sonde, sodat hulle gereed kan wees, wanneer Jesus by hulle kom, en hy wil hulle genees. Jy sien, genesing begin hierso, wanneer jy wedergebore word. En Johannes getuig van hom. Hy wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hier die blydskap van my volkome. Hy moet meer word, maar ek moet minder word. Jy sien, ek en jy moet nederig word, en ons moet beginne besef dat Christus is belangriker as ons self. Christus moet eerste wees in ons lewe, soos God die Vader, ons hele gedagte, ons hele siel, ons hele krag, ons hele hart, moet eerste by die Vader wees, by die Seun en die Heilige Gees. Vers 31, hy wat van bo kom, is bo almal. Hy wat uit die aarde is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Ek en jy is uit die aarde. Adam was geformeer deur die grond, deur die hande van ons Vader, ons Skepper. En daarom moet ons God eer, want hy kom van die hemel, soos Jesus. En wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy, en niemand neem sy getuienis aan nie. Sien, die mense was vinnig daar om genees te word van hulle siektes, maar hulle wou nie sy woorde regtig aanneem nie. En dit kan ons lees ook in Johannes 6, waar die van die disippels weggestap het. En dis hoekom Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo, sal gedoop word. Jy sien, want wanneer jy glo, daar's mense wat vandag glo, solank as wat jy glo in Christus, gaan jy gered word, en dis 'n leuen. Die woord sê, die wat glo in Christus, jy wat glo, gaan doen wat hy vir jou beveel het om te doen. Wie sy getuienis aangeneem het, het sy siel daarop gesit dat God waaragtig is, want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die Gees nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief, en het alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Ek hoor eendag 'n baie bekende sangeres sê, jy het nie nodig om jou Bybel te lees nie, jy moet net glo. En ek sê vandag vir jou, daai is 'n leuen, en as jy sulke goed glo, dan is dit 'n bewys dat jy nie vir Christus soek nie, dat jy nie sy woord deursoek nie,
dat jy nie jou Bybel lees nie, want in die Bybel staan die waarheid. In die Bybel is dit ons voorskrif hoe ons moet lewe, hoe ons moet maak om die woord van die Here te verstaan, om in hom te glo, om hom te leer ken, om sy stem te kan hoor in ons lewe. Jy is geroep om 'n disipel te wees. Jy is geroep om God te aanbid. Nie net te aanbid nie, om hom te gehoorsaam te wees. Dis wat die woord sê, vers 36 van Johannes 3. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, met ander woorde, as jy glo in Christus, gaan jy die woord deursoek. Jy gaan doen wat hy vir jou sê. Jy gaan hom gehoorsaam wees. Maar as jy hom nie regtig in hom glo nie, gaan jy hom nie soek nie. Gaan jy hom ongehoorsaam wees. Want die wat glo, sal gedoop word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons op die regte pad lei deur die woord. Dankie dat ons verstaan dat Christus Jesus die woord in vlees is. En wanneer ons Bybels lees, dan begin ons om meer te verstaan, meer te herken, meer sy stem te hoor in ons lewe, en so leer ons om hom meer en meer gehoorsaam te wees. Soos 'n saad wat in die grond gegooi word en benat word deur die Heilige Gees, so groei ons elkeen tot die volmaakte plant wat U wil hê ons moet wees. Vader, help ons, dat ons nie deur die storms en die winde en die haal knak nie, maar dat ons staande sal bly in volheid, in gehoorsaamheid tot U woord, sodat ons kan groei tot die volmaakte plant wat U wil hê ons moet wees. Dankie Vader, dat U liefde vir ons is en dat U genade oor ons is en dat U ons leer volgens U woord. Vader, wees met ons elkeen hierdie dag. Gaan ons vooruit en beskerm ons, bewaar ons teen die bose. In Jesus naam, vergewe ons ook, Here, vir ons tekortkominge, vir ons ongehoorsaamheid op tye. Maar rig ons op, Here. Laat ons arms omhoog hou, in U naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, sodat die wêreld jou nie mislei nie. Groete.